Hallo vriende en baie welkom by vandag se broodbrokkie. Waaraan dink jy wanneer jy die woord rykdom hoor? Sien jy 'n vol bankrekening, 'n nuwe kar of 'n groot huis voor jou? Ons leef in 'n wêreld wat ons meedoenloos dryf om meer te wil hê, meer te koop en meer op te gaar. Maar wat as die wêreld se idee van rykdom 'n lokval is? Wat as die grootste rykdom nie lê in wat jy besit nie, maar in 'n tevrede hart? Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit 1 Timoteus 6 vers 6 tot 7 wat soos volg lees. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Wanneer ons hierdie brief histories beskou, sien ons dat Paulus dit geskryf het aan die jong leraar Timoteus in Efese. Efese was 'n spoggerige ryk handelsstad in die Romeinse ryk. Dit was 'n plek vol materialisme, gierigheid en valse leraars wat die evangelie misbruik het om finansiëel vooruit te boer. In daardie tyd het die Griekse filosowe die woord vergenoegdheid gebruik om iemand te beskryf wat heeltemal op homself en sy eie krag staat maak. Paulus keer hierdie gedagte egter heeltemal om. Vir die Christen is vergenoegdheid nie eiewillige selfstandigheid nie. Dit is om jou volle vervulling en rustigheid in God alleen te vind. Tevredenheid is 'n rykdom wat niemand kan steel nie. Dit glimlag met min en dank God vir baie. Dit rus meer in die gewer as in die geskenk. Dit besit dit wat die wêreld nie met geld kan koop nie en ook nooit kan wegvat nie. Paulus herinner ons aan die onbetwisbare historiese feit, jy het met niks in hierdie wêreld ingekom nie en jy vat ook niks saam met jou graf toe nie. Ware wins is dis nie wat jy bymekaar maak nie, maar 'n hart wat tevrede is in Christus. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Ware rykdom word nie gemeet in wat jy in jou hande vashou nie, maar aan wie jou hart vashou. Die wêreld kan jou besittings wegneem, maar niemand kan jou vreugde en vrede in Jesus Christus steel nie. Vergenoegdheid is 'n diepe rykdom wat niemand kan steel nie. Dit vind vreugde in die klein dingetjies en is dankbaar vir baie. Ware tevredenheid rus eerder in God as die gewer as in die gawe self. Dit is 'n skat wat die wêreld nie kan koop nie en ook nie kan wegneem nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vergewe ons waar ons toegelaat het dat gierigheid, bekommernis en onsself met ander te vergelyk ons vrede steel. Leer ons om vandag regtig vergenoeg te wees met dit wat ons het. Maak ons harte stil te midde van 'n wêreld wat altyd net meer wil hê. Dankie dat U ons Vader is en dat ons genoeg het omdat ons U het. Ons kies om vergenoeg te wees in U as die gewer en nie net in die geskenke wat U gee nie. Skenk ons daardie diep tevredenheid wat alle verstand te bowe gaan. Ons vra dit in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Amen.